Kom luister saam na Die As van die Lewe, hoofstuk 6, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis. Clara sit in die wagkamer voor die operasiesaal waar Piet se prosedure plaasvind. Sy is doodbekommerd. Die enigste gerusstelling wat sy het is dat Rudolf Enslin aan die stuur van sake staan en dat Marius Beson hom assisteer. Maar hoe vat 'n ma die knop op die krop van haar maag weg as een van haar kinders onder die mes is? Die band tussen 'n ma en 'n kind sal altyd bindend wees, ongeag die ouderdom. Isolde stap op en af. Haar hoë hakskoene klik, klak hard. Elke keer as sy omdraai, sleep sy haar agterste voet vorentoe voordat sy weer begin stap. Klik, klak, klik, klak, klik, klak, sleep. Dit irriteer vir Clara, maar sy kners op haar tande. Sy kon die kind nog nooit uitstaan nie, maar sy was Piet se keuse as vrou. Toe die sleepgeluid van Isolde se skoene Clara se nerve deurskaaf, sê sy onnodig hard en kort af. Isolde, gaan sit! Jy loop nou 'n sloot in die vloer. En daardie geklik, klak en gesleep van jou skoene maak my gek. Sonder om te praat, gaan Isolde sit. Sy wring haar hande saam, haar oë neergeslaan. Clara is dadelik spyt dat sy so hard met Isolde gepraat het. Isolde, vertel vir my hoekom jy sê Piet het jou gered toe hy met jou getrou het. Isolde sug diep. Toe sy opkyk en vir Clara in die oë kyk, lyk sy soos 'n gekweste bokkie. Piet was vir 'n ruk in die Kaap vir werk. Ek was by een van die konferensies saam met my baas met wie ek 'n verhouding gehad het, maar klaar, moet my nie veroordeel nie, asseblief, hy was getroud. Sy kyk ondersoekend na Clara, so asof sy begrip en aanvaarding soek. Clara kyk haar egter stil aan. Haar stilte spreek boekdele en Isolde verstaan dat haar gewese skoonmoeder wag dat sy verder praat. Een aand was ons almal by 'n formele funksie, ek natuurlik as die baas se metgesel, toe sy vrou daar inbars. Sy het die toesprake onderbreek, die mikrofoon gegryp en voor almal vir haar man geskree om sy teef te identifiseer. Ek het tussen Piet en Jeffrey gesit. Toe sy vrou aandring dat hy my identifiseer het, hy weggeskuif van my af. Piet het dadelik die situasie gelees en sy arm om my skouers gesit. Die sekuriteit het die vrou onder beheer gebring, maar voor hulle haar by die saal kon uitsleep het Jeffrey haar gehaal, gerusgestel en vir haar plek gemaak by ons tafel. Sy het skaars gesit toe hy my voorstel as Piet se verloofde. En Piet het nie aan hom laat wag nie en hulle uitgenooi na ons huwelikseremonie die volgende naweek. Clara trek haar oë klein. En jy noem dit uit jou gered? Sy draai haar kop skeef en daarmee sê sy vir Isolde, sy moet nou praat en klaar praat. Isolde hervat haar vertelling met haar hande wat sy steeds in mekaar wring. Ja en nee, maar klaar. Jeffrey se vrou het daarop aangebring dat hulle ons troue moet bywoon en ek en Piet is toe getroud. Dit was vir my 'n uitkoms want ek het in 'n onstabiele huis groot geword. My pa het ons mishandel, as ek nie gekeer het nie, het hy wil my vandat ek 15 was, hy het gesê, hy kan my groot maak vir ekstra inkomste. Ek het hand en tand beveg, maar hy het dit dan op my ma uitgehaal. My ma het vir my gesê, sodra ek kans kry, moet ek vir my ander heenkome kry. Maar ek kon haar nie alleen los by hom nie. Ek het selfverdedigingsklasse gaan doen, en elke keer as hy my ma wou bykom, het ek hom reg gesien. Een aand wou hy haar met 'n mes bykom. Ek het weer ingetree en hy het met sy kop teen die kas geval. Ongelukkig is hy nie dood nie, maar ek kon hom stewig vasbind en toe die polisie bel. Hy is tronk toe vir poging tot moord en hy is ook aangekla vir kinderpornografie. Hy het 15 jaar tronk gekry, maar hy is daar dood aan een of ander siekte wat hy opgedoen het en ek en my ma het Kaap toe getrek. Sy bly stil en kou aan haar vals duimnaal. Isolde, my kind, dis 'n nare verhaal. Ek is so jammer. En toe word jy weer deur my seun verwerp. Clara staan op en gaan sit langs Isolde. Sy vou haar arms om Isolde en hou haar styf vas. Isolde begin saggies huil. So tussen die snikke en die trane deur sê sy droog vir Clara. As ek net weet hoekom hy sê hy kan nie meer met my getroud wees nie. Hy het myself aan Wynand voorgestel, nie eintlik afgesmeer. Dit het vir my gevoel ek word van een reddingsboot na die ander gegooi. Ek kon nie vir Wynand vertrou nie.
Hy's klam en grillerig en so vol van homself met al sy vals rykdom. Ons het verloof geraak omdat ek bang was om terug te val op ou weë, maar my hart het getreur oor Petie. Voordat Clara daarop kan antwoord, swaai die operasiesaal se deure oop en Rudolf kom deur die deure na hulle toe aangestap. Clara se maag dop om en vlinders fladder in haar hart. Sy spreek haarself kwaai aan. Piet is nou eerste. Rudolf maak keel skoon. Die operasie was suksesvol. Piet is nou in die intensiewe sorgeenheid. Ons gaan sy vordering van daar af monitor. Ons gaan hom onder verdowing hou totdat die swelling op sy brein gesak het en daarna kan ons vasstel of daar enige nagevolge is. Maar sover die operasie betref, het ons die hele gewas verwyder en daar's geen breinskade nie. Clara stap vorentoe en sit haar arms om Rudolf se lyf. Sy sit haar kop teen sy bors. Dankie Rudolf, sê sy sag. Rudolf sluit sy arms om haar en druk 'n soen in haar hare. Vir jou is ek altyd daar, my lief. Balt is in die stoor besig toe sy ma se kar op die werf stilhou. Hy stap haar tegemoet, maar steek vas toe hy vir Isolde sien. Hy sien tog nie kans vir die vrou nie. Clara klim uit die kar uit toe sy vir Balt sien. Wyf sy hartlik en stap na hom toe. Hallo seun, alles het goed afgeloop by die hospitaal. Ek gaan jou later alles vertel. Sy kyk oor haar skouer en roep na Isolde wat verdwaald langs die kar staan. Kom kindjie, kom ek gaan wys jou waar jou kamer is. Byna in dieselfde asem sê sy vir Balt. Isolde kom by ons bly tot Ouboet gesond is. Daarmee haak sy by Isolde in en stap huis se kant toe. Balt staan nog oopmond verstom toe die deur agter die twee vroue toe gaan. Hy haal sy hoed af en vryf sy vingers deur sy hare. Hy is verstom oor sy ma se optrede. Verdomp, dis my plaas. Hoe kan my ma so hier in gebied en nou moet ek nog vir Isolde ook huisves, sê hy vir homself. Hy wip soos hy skrik toe Triana skielik agter hom praat. Praat jy met jouself, Patsarius? Wil jy hê my hart moet gaan staan, vrou mens? Sy lag spontaan toe hy weer sy hoed vererg terugplak op sy kop. Jy lag! Jy sal spyt wees as ek die emmers kop. Triana trek haar nek terug tot teen haar kraag. Hoekom nogal? Wat van jou gaan maak dat ek spyt is? Balt se oë raak sag. Hy strek sy arms uit en laat sy hand agter hom haar nek vou, maar hy trek haar nie nader nie. Kyk na hierdie lyf voor jou. Aantreklik, goedhartig, liefdevol en net oë vir jou. Sy kyk hom spytig in die oë. Ai Balt, moenie dit moeilik maak nie. Ek hou van jou en jou vriendskap is kosbaar vir my, maar dit kan nie nou meer as vriendskap wees nie. Hy plaas sy ander hand ook agter haar nek en vleg sy vingers in mekaar. Trientjie, ek het jou lief en ek sal jou vriend bly tot amen toe. Ek sal wag so lank as wat dit jou gaan vat om ontslae te raak van die spooke van jou verlede. Sonder om haar nader aan Balt te staan, plaas sy haar hande op sy arms. Eendag, my vriend, eendag vertel ek jou alles. Met die woorde laat Balt sy een arm sak. Die ander arm vou hy om haar skouers. Kom ons gaan hoor hoekom ek gasheer moet speel vir Isolde. Triana sit haar arm om sy lyf en hulle stap saam huis toe. Wanneer hulle in die kombuis by sy ma en Isolde aangesluit het, maak Clara klaar koffie. Sy skink die koffie sonder om te vra of hulle wil hê. Balt sien die hartseer trek om sy ma se mond. Sy hart gaan uit na haar, maar hy weet sy sal nie verdra as hy haar bejammer nie. Kom sit, drink koffie. Haar volgende woorde ruk vir Balt diep in sy wese. Hulle moes my kind se kopbeen oopsaag, of wat hulle ook al doen, en alles weer toegemaak met 45 krammetjies. Hulle het sy brein oopgemaak. Dis nie hoe dit hoort nie. Mense brein is nie verniet omring met been nie. Dis nie veronderstel om oopgemaak te word en blootgestel te word nie. Sy vryf oor haar oë, druk haar hare reg en half afwesig, sê sy. Hulle het aan die een kant van sy kop sy pragtige dik boshare afgeskeer. Hy weet dit nog net nie eers. Nee. Balt staan op, stap tot agter sy ma se stoel en vou haar toe teen sy groot lyf. Sonder keer vloei die trane oor Clara se wange. Ja, ons luister net nou verder na hoofstuk 7. Dankie vir die saamluister.